Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. En ja, baie van ons het 'n besige week gehad en ek hoop dat jy die naweek gaan geniet en die wat 'n lang naweek mag hê, ja, nog beter. Ek hoop dat jy dit nog meer gaan geniet. Ons gaan verder met Jesaja 33. Nou ons het tipies wat in die profete gebeur dat gister se vers het en ek het die vraag gevra, maar wat nou as God se oordeel kom en onthou die woorde van die verterende vuur. En dan teenoor dit word gestel, wat verwag God van ons? Hoe lyk 'n lewe waarmee God tevrede is? En wat is die gevolg daarvan dan? Want so 'n lewe leef nie in hierdie vrees nie. Nou Nuwe Testamentiese terme weet ons dit begin daardeur dat ek en jy die Here Jesus aanneem, dat ons in die Here Jesus glo, dat ons hom met ons hele hart soek. Maar hoor dan hierdie woorde ook in hierdie konteks waarin ons vandag leef. Vers 15 van Jesaja 33. Hy wat eerlik leef en wat spreek wat reg is, wat wins uit afpersing afwys, wat sy handpalms daarvan weerhou om omkoopgeld te aanvaar, wat niks van bloedvergieting wil hoor nie, niks wat boos is, wil aanskou nie. Dit is hy wat op die hoogte sal woon. Bergvestings in kraanse is sy toevlugsoord. Sy kos word vir hom voorsien. Sy watervoorraad is standhoudend. Is 'n voorsiening deur God vir hierdie persoon se lewe. Uit kos, uit water, uit 'n bergvesting, dis 'n veilige plek. Ons het baie keer al gesê, weet as jy 'n dak oor jou kop het, en jy het iets om te eet, en jy het iets om te drink, moet jy die Here eer en loof daarvoor, en hom dank daarvoor. En dis wat hier beloof word. En ek en jy moet gaan vra, hoe lyk dit? Wat beteken dit vandag, dat ek eerlik leef? Nee, dat ek spreek wat reg is. En dit het met baie meer te doen, as dat die woorde net die waarheid is dalk. Wat is my intensie van dit? Wil ek daarmee iemand opbou, of wil ek iemand te nakom? Want dan is die woorde ook nie reg nie. Word die woorde in liefde gespreek? So dit gaan oor hoe leef ek? Dit gaan oor die woorde wat uit my mond uitkom? Is dit opbouende woorde? Dan gaan dit ook oor die manier hoe ek besigheid doen, hoe ek my werk doen. Leef ek eerlik daar? En niks met bloedvergieting, niks met geweld te doen hê nie. En eintlik niks wat boos is, wil aanskou nie. Kom ons gaan leef so, kom ons leef as mense wat vrygemaak is deur die Here Jesus Christus. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En Here, help ons om vandag so te leef. Help ons om regtig eerlik voor U te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.